So, dis vir my profound dat Dirkie praat oor Oktober as 'n maand van gesinne. Ek het glad nie daarvan geweet terwyl ek voorberei het nie en toe ek om Egbert se preek geluister het laas naweek. Toe besef ek hierdie is 'n ding wat al 'n tydjie in my hart broei en ek het net gevoel dis iets wat ek graag wil deel. En dit gaan basies oor gesinne. Dit gaan basies daaroor gaan, maar dit gaan oor 'n geveg. En ek het 'n paar jaar terug was ek op 'n kamp gewees en daar was 'n ou, sy naam is Simon Bruys. Nou Egbert het laasweek gepraat oor 1 Petrus 3:15. Jy weet, heilige Here God in julle harte altyd en wees bereid om verantwoording te doen van elkeen wat van julle rekenskap eis, maar doen so met sagmoedigheid en met respek. En hierdie ou is 'n apologeet, dis wat hy doen. Hy het 'n M daarin en sy vrou het haar doktorale graad in apologetics. En as jy met hulle twee sit te gesels, dan voel dit vir jou, jy het nie eers voorskool toe gegaan nie. Wat ek daarmee bedoel is, hierdie mense is slim. Slim. Het jy al met iemand gepraat, dan voel jy dom. Wie van julle het al? Jy dink by jouself, yes. Hierdie ou praat dieselfde taal as ek, maar ek verstaan nie 'n woord wat by sy mond uitkom nie. En hierdie ou was daai tipies Simon en hy's nog Engels ook. So ek het hier en daar gevang wat hy sê. Ek het so getrap, maar ek dink ek het 'n paar goed ingedrink. En een van die goed wat hy die naweek op die kamp gesê het, waaroor hy eintlik wou gepraat het, was die term toxic masculinity. Wie van julle het al van die term gehoor? Het een van julle al daarvan gehoor? Ek dink van die jonger mense sou dalk al meer daarvan gehoor het wat op sosiale media is. En toxic masculinity is hierdie idee, net om vir almal in te lig, dat om 'n man te wees, die natuurlike manlike eienskappe, wat ons almal maar ken en mee groot geword het nou ewe skielik inherënt sleg geword. Iemand wat opstaan, iemand wat ruggraat het, iemand wat sy sê, iemand wat bietjie aggressief is, iemand wat kan kwaad raak, iemand wat 'n mening het oor iets, iemand wat wil beskerm, iemand wat wil groot maak. Al hierdie natuurlike inherente manlike eienskappe wat ek glo meeste mans mee aanklank vind, het ewe skielik sleg geraak in die wêreld vandag. Want dit gaan teen die norm en die kultuur vandag. Maar hy het die volgende stelling gemaak en hy het gesê, die vyand het alles onder sy beheer. Nou toe hy dit sê, toe dink ek, hoe bedoel jy die vyand het alles onder sy beheer? Jesus het alles onder sy beheer. Toe sê hy, as ons na die sekulêre wêreld kyk, en ons kyk na die kunste, het die vyand die kunste onder sy beheer. En hy het gepraat oor die tipe prente wat vandag, kom ons sê films, die tipe films wat vandag gegaan het, die kunste. Hy het dit onder sy beheer. Die boeke, wat in boeke gepubliseer word, en die foto's en die goed wat jy daar binne kan vind en sien, het die vyand onder sy beheer. Hy het gesê die vyand het die politieke stelsels van die wêreld redelik onder sy beheer. Alles word in die naam van progressie toegelaat, alles word in die naam van progressie gesê dis reg. En enige iemand wat nie met dit saamstem nie, is oudtyds en is konservatief en ons wil niks met jou te doen hê nie. En dis dit. Bly jy stel jou opinie is 'n Bybelse opinie en ons stel nie daai opinie belang nie. En hy het 'n klomp verskillende goeters genoem, ek kan nie almal onthou nie. Maar hy het oor die kunste gepraat, hy het gesê selfs, jy weet die godsdienstige agendas van die wêreld, is redelik geïnfiltreer deur die vyand. En dis ook skriftelik, want dit sê in die laaste dae sal mense die leringe van demone aanhang. Julle kan dit gaan lees, dis in Timoteus. Die leringe van demone sal aangehang word deur wie? Deur mense binne in die kerk. Mense wat in die kerk sit sal glo wat demone besig is om hulle te vertel. Deur leraars wat hulle self gekry het wat hulle ore sal streel. So dis deel van dit. En jy kan maar kyk na die opstanding van Islam in die wêreld, jy kan kyk na hoe wêreldgelowe in almal se keelgat afgedruk word, en dit is fyn, in die naam van progressie. Ok, ek wil hier 'n politieke praatjie maak. Hier is waarop dit vir my neerkom. Hy het gesê die een institusie, in sy opinie, wat die vyand nog nie kon onder sy beheer ten volle kry nie, en vernietig nie, en gebruik vir sy agendas nie, is die volgende een. Die familie. Die familie. The nuclear family. Dis die term wat hy gebruik het, the nuclear family. The nuclear family is
ma, pa, dogter, seun, wie ook al. Dis die basiese huisgesin. OK. Dis nog een, ja, kom ons noem dit 'n institusie, want dit is 'n institusie deur God ingestel. Op die eerste bladsy van jou Bybel, as jy hom oopmaak, sal jy sien die Here het hulle geskape, man en vrou het hy geskape. En hy het gesê, wees vrugbaar, vermeerder en bewoon die aarde. OK. Familie, huwelik is 'n institusie wat deur God ingestel is. OK. En dis hoekom die vyand daarop uit is om dit aan te val. Die vyand verpes alles wat van God af is. En as jy dit nie weet nie, jy is in die beeld van God geskape. So ek wil vir jou sê die vyand verpes jou. OK. Ek het op 'n stadium een keer met iemand gepraat, toe sê sy vir my, die duiwel het nie relevantie in haar lewe nie, want sy glo nie in hom nie. Toe sê ek vir, OK, dis wonderlik. Ignorance is bliss, né? Ignorance is bliss. Maar ek wil vir julle sê, die vyand verpes jou. Die vyand verpes of sy in hom glo of nie. En hy sal enige iets doen wat vir jou kan skade aanrig. Hy sal enige iets doen wat vir jou kan vernietig. Nou, daar's een manier altyd om die duister te oorwin, in my opinie, en dit is om op die lig te fokus. So fokus altyd op die lig. Fokus op die waarheid, fokus op wat goed is. En die duisternis sal geen hou vas in julle kry nie. OK. Nou, blaai saam my na Nehemia toe. Ons gaan vandag uit Nehemia praat. En dis Nehemia 4. En as julle daartoe blaai, kan ons daar oopmaak Nehemia 4 kom ons sê vers 7. Nou om die storie van Nehemia te verstaan, wil ek net vir julle 'n klein bietjie agtergrond gee. So wie van julle ken die storie van Nehemia? As julle so vinnig moet dink, waaraan dink julle as julle Nehemia hoor? Een woord. Vinnig. Waaraan dink julle? Nehemia. Sê vir julle Nehemia. Aan wat dink ons? Wie van julle dink aan 'n muur? Wie van julle dink aan 'n muur? OK. Ons dink aan 'n muur, né? Nehemia het 'n muur gebou. Dis gewoonlik al wat ons weet rondom die storie van Nehemia. In die oorspronklike Bybel, om dit so te sê, kom ons stel dit so, is Esra en Nehemia een boek gewees. So dis vir ons twee verdeelde boeke, ons het die boek van Esra en die boek van Nehemia, maar in die oorspronklike was dit een boek gewees. En dis een storie wat saamloop. En om Nehemia te verstaan, moet jy weet wat het in Esra gebeur. So ek wil julle vinnig vertel wat het in Esra gebeur. So 586 voor Christus, so 2500 jaar terug, baie lank terug, het die Babiloniërs Jerusalem uiteindelik oorwin. En die Jode word weggevoer in ballingskap, hulle gaan na Babel toe, en hulle word daar geonderdruk in slawerny. En die Persiese ryk staan op. En die Persiese ryk oorwin die Babiloniërs. So die Persiese ryk is die grootste ryk op daai stadium in die wêreld. Hulle is in beheer, hulle call die shots. En hulle koning, jy kan Esra 1 gaan lees, word deur die gees van die Here, hierdie is 'n Persiese heidense koning, wat teen God se volk is, word deur God se gees gesê, al die mense wat naam aanbid, stel hulle vry om terug te gaan na hulle land toe, stel hulle vry om hulle godsdienstige gebruike weer te mag toepas. En die koning stel 'n bevel af, dis so rolweg 40 jaar nadat hulle in ballingskap is, en die koning sê, julle is weggevoer onder die Babiloniese ryk, ek sê vir julle, gaan terug. En daar staan 'n ou met die naam op, sy naam is Zerubabel. Daar staan 'n ou met die naam van Zerubabel, en hy sê, ek's braaf, ek gaan. Ek gaan terug gaan na Jerusalem toe, ek gaan my stad herstel na wat dit was. En daar trek so plus minus 50,000 Jode saam met hom terug Jerusalem toe, daai tyd. Hulle kom daar aan, en hulle begin die tempel te herbou. Die Here druk dit op hulle hart om die tempel te begin herbou. En hulle begin bou die tempel, en daar's baie politiek wat teen hulle is, baie onruste, en die tempel word weer geherbou. Dis nou wat ons praat van die tweede tempel. Dus die tweede tempel is weer geherbou in Jerusalem. En dis so plus minus 70 jaar nadat hulle aanvanklik uit ballingskap, nadat hulle weggevoer is in ballingskap totdat hulle terug is, word die tempel finaal herstel. Plus minus, kom ons sê nog 60 jaar van daar af, kom maar 'n ou met die naam van Esra. OK? En dan kom 'n ou met die naam van Nehemia. En dit is waar ons die storie gaan optel. So Nehemia sit nog in Babilonië, en hy's besig om hierdie koning te dien. Hy's sy skinker. En een van Nehemia se broers was in Jerusalem gewees, en hy het gaan kyk
hoe lyk dit in Jerusalem? Nou Jerusalem se tempel is wel herstel en hulle het weer begin offers doen. Maar die res van die stad en die muur van die stad was nog 'n puinhoop geweest. Dit was nog verpletter, stikkend. Dit lê in wrakke, hulle is vernietig. Babyloniërs het dit totaal en al vernietig. En julle kan dit self gaan lees, ek moedig julle aan gaan lees die 2 boeke self. Nehemia se reaksie op hierdie nuus van sy broer, is sy hart het gebreek, en hy het voor die Here geval en hy het begin ween. Hy het begin ween. Hy het in gebed gegaan tot die Here en hy het gesê, Here, ons het jou wet verbreek, ons het die gevolge daarvan gevoel, ons is in ballingskap weggevoer, jou stad, jou heilige stad, lê in ruïnes, en is onskuld. En Nehemia, met hierdie swaar gemoed, verskyn weer voor die koning, en die koning sê vir hom, jy is nie siek nie, hoekom is jou gesig so swaar? En hy sê vir die koning, in kort, my broer het vir my nuus gebring, my stad, waarvanaf my afkommelinge kom, en julle moet in ag neem, baie Jode op hierdie stadium het nog nooit Jerusalem gesien nie. Hulle het groot geword in slawerny, net soos in Egipte, hulle het groot geword in slawerny, in 'n vreemde land. En Nehemia sê, die stad waarvan uit my voorvaders kom, lê in flarde. Dit lê stikkend, dit is verpletter, en dit breek my hart. En die koning sê vir hom, gaan. Nog 'n koning, nog 'n heidense koning, sê vir hom, wie wat gaan. Nehemia vra vir hom, kan hy gaan? Hy sê vir hom, gaan. En hy sê vir hom, ek gee vir jou, ek stel jou aan as gouverneur oor die streek, ek gee vir jou al die vorms en dokumentasie wat jy nodig het, dat jy daar kan uitkom, ek gee vir jou behoefte, dit wat jou behoefte sal wees, gee ek vir jou. Ek wil hê, jy moet gaan, en gaan doen wat op jou hart lê. En Nehemia trek, en daar trek 'n klomp Jode weer saam met hom, maar Nehemia in sy hart weet wat hy wil gaan doen in Jerusalem, maar die mense wat saam met hom trek, weet dit nie. Hulle weet dit nie. En toe hulle by Jerusalem aankom, sê hy vir hulle, wat sien julle? Ek parafraseer baie, probeer vir julle 'n storie vertel. Hy sê vir hulle, wat sien julle? Hy sê, kyk voor julle. Nou dink gou jouself in. Nou in Suid-Afrika moet potholes en ou geboue wat al klaar vervalle is dit seker nie altyd die moeilikste ding vir ons nie, maar het julle al julle weet hoe lyk regte bouvalle. Julle weet hoe lyk goed wat totaal en al vernietig was. Wie van julle het al by 'n huis gestaan en geweet, hierdie was eens op 'n tyd 'n mooi huis. Hier was lewe en nie iets gebeur. Maar hier is vandag niks oor nie. En hulle kom by Jerusalem aan, en die tempel is herbou wel, maar die res van die stad is vernietig. En hy sê vir hulle, wat sien julle? Wat sien julle? En hy sê vir hulle, hierdie muur gaan ons herbou. OK, hierdie muur gaan ons herbou. Nou wat is die belangrikheid van die muur? Ek het myself die vraag gevra. Hoekom het Nehemia se hart gebreek toe hy hoor die muur lê nog in ruïne? Hoekom het hy so gereageer? Nou in die antieke Midde-Ooste, waarin hierdie hele verhaal afspeel, het die muur wat om 'n stad was, gebepaal in ander volke se oë hoe magtig daai God van die volk, van die inwoners van die stad was. So Nehemia se hart het gebreek, want hy het geweet, die klomp heidense nasies om hulle, kyk na Jerusalem en sê, daai volk, daai inwoners, die ou inwoners van Jerusalem, se God, hy was nie veel werd nie. Hy was niks werd nie, want hy kon hulle nie beskerm nie. Kyk hoe hulle muur vernietig. As hy iets kon doen, sou hy daai muur gered het. As hy iets kon doen, sou sy volk nooit tot op hierdie punt gekom het nie. En Nehemia sê, ek gaan daai muur herbou. En dis waar ons die storie optel. Kom ons lees saam Nehemia 4, vers 7. Maar toe Sanballat en Tobia en die Arabiere en die Ammoniete en die Asdodiete hoor van die verbetering aan die mure van Jerusalem vorder, dat die skeure begin toeraak, het hulle baie kwaad geword. En hulle het almal met mekaar 'n sameswering gesmee om teen Jerusalem te gaan veg en daar verwarring te stig. Maar ons het tot ons God gebid en om hulle ontwil 'n wag teen hulle uitgesit, dag en nag. Maar Juda het gesê, die krag van die lasdraers beswyk en die pynhoop is groot, sodat ons nie aan die muur kan bou nie. En ons teenstanders het gesê, hulle mag niks weet en sien nie, totdat ons tussen hulle inkom en hulle doodslaan en 'n einde maak aan die werk. En toe die Jode wat by hulle gewoon het inkom, en wel 10 maal het al die plekke aan ons sê, julle moet na ons toe terugkom, het ek op die laagste plekke, agter op die muur, op die kaal plekke, manskappe opgestel. Ek het die volk opgestel, volgens hulle geslagte, met hulle swaarde, hulle spiese en hulle boë. En ek het dit gesien en my opgerig,
en aan die edeles en die leiers en aan die ander mense gesê, julle moet nie bang wees vir hulle nie. Dis nou Nehemia wat met die mense praat. Hoor wat sê hy vir hulle. Hoor wat sê hy vir die Jode wat saam met hom is. Julle moet nie bang wees vir hulle nie. Dink aan die groote en gedigte Here. Veg vir julle broers, julle seuns, julle dogters, julle vroue en julle huise. En toe ons vyande hoor dat dit ons bekend geword het en God hulle plan veruidel het ons almal teruggegaan na die muur, elkeen na sy werk. En van die dag af was die helfte van my mense besig met die werk en die ander helfte het die spiese en die skilde en die bo en die pansers gehou, terwyl die owerstes agter die hele huis van Juda gestaan het. Van die bouers aan die muur het die lasdraers hulle werk so gedoen, hoor hierso, dat hulle met die een hand die werk verrig het, terwyl die ander hand die werpspies vashou. Die bouers het elkeen sy swaard aan sy heupe gegord en gebou, terwyl die besuinblaser by my gestaan het. En ek het aan die edeles en die leiers en die mense gesê, die werk is groot en uitgestrek, en ons is uitmekaar op die muur, die een ver van die ander. Op die plek waar julle die geluid van die basuin hoor, daar moet julle by ons bymekaar kom. Onse God sal vir ons stry. En ons het die werk gedoen, terwyl die helfte van hulle die spiese vashou, vandat die rooi dag uitkom, totdat die sterre verskyn. So wat sien ons hierso? Ons sien 'n prentjie. Ons sien 'n prentjie van Nehemia en hierdie Jode. En as jy die storie lees, sal jy sien, elke groepie is afgevaardig om 'n gedeelte van die muur te herbou. Maar daar is vyande wat opstaan en hulle sê, sien julle die Jode wil daai muur begin herbou. En hulle begin met politiek. Een kant het hulle politiek gebruik, aan die ander kant wou hulle fisiese aanvalle gebruik het om vir Nehemia te keer om hierdie muur te herbou. Om Nehemia te keer oor die passie wat in sy hart brand vir die naam van sy God wat verneder word. Die naam van sy God wat verkleineer word tussen hierdie heidense volke. Want hy weet hy dien die enigste lewende God. En dit is die passie wat ek vandag vir ek en jou wil sê, moet in ons harte brand. Dit is die passie wat in my en jou harte moet brand vandag. Ons as Christene is baie lief om te bid. Nou as jy die boek van Nehemia lees, sal jy sien, ek wonder of haar groter man van gebed was as Nehemia. Dit is vir my amazing om te sien hoe elke situasie waarmee hy gekonfronteer word, elke brokkie nuus, alles wat hy kry, die eerste ding wat hy doen is hy draai dadelik na die Here toe in gebed. Dis die eerste ding wat hy doen. Eerste ding wat hy doen. Maar Nehemia was ook 'n man wat gesê het ek gaan. En ek gaan die muur gaan herbou. En hy het ander saam met hom gevat. En hy het gesê julle is ook Jode. Deel hierdie passie wat in my hart brand. Deel hierdie passie wat in my hart brand. En hulle het gegaan en hulle het hierdie missie aangepak. Stukkie vir stukkie. Teen al die teenstand, en daar's nog baie teenstand, gaan lees die res van die boek. In 52 dae het hulle die muur van Jerusalem geherbou. Hulle het hom geherstel. Hulle het die naam van hulle God, as ek dit so kan stel, gaan herstel in die ander volke se oë. En ek wil sê, ek dink ons bevind onsself, dis vir my profeties, op 'n plek in hierdie wêreld. Nou weet ek nie, ek kan heel uitwees. Ek praat seker dalk as 'n 29-jarige ou wat kyk na wat in die wêreld aangaan en ek het 2 dogtertjies wat ek wil grootmaak. En dit voel vir my die wêreld raak al hoe meer goddeloos. Christendom raak al hoe meer afgewater. Christendom, as dit afgewater raak, word dit net heeltemal vyandig teëgestaan. En ek besef, ek moet 'n muur bou in hierdie generasie. Ek besef, ons as Christene, voel dit my, moet 'n muur bou. En ons moet hierdie muur bou, terwyl ons dink aan die groot en gedigte God. En hierdie muur wat ons bou, glo ek, is die verskillende aspekte van ons lewens. En ek dink dis hoekom dit so belangrik is, om aan die groot en die gedigte God te dink, in elke aspek van ons lewens. In elke aspek van ons lewens. Ons kan nie aan die een kant 'n Christen wees en aan die ander kant doen ons wat ons wil nie. Want die volke om ons, die mense om ons, kyk na hierdie muur en dink, maar wat se God is daai? Wat se God is daai? Wil ek daai God hê? En die aanvalle, glo ek, is geweldig op verskillende vlakke. Ek dink intellektueel word ons aangeval soos nog nooit van tevore nie, want ons het nog nooit soveel toegang tot soveel inligting gehad soos vandag nie.
Wanneer laas het jy deur Facebook geskrol, TikTok geskrol? Daar's nou deesdae 'n app wat vir jou kan dink. Jy hoef nie meer te dink nie, jy noem hom AI. Jy hoef nie meer te dink nie. Het ek 'n vraag? Dink ons nog oor vrae? Stoei ons nog self? Of is Google en AI makliker om dit uit te figure? Is die opinies van ander makliker om te vat as die opinie wat ek self kan formuleer? Het ons nog nodig om antwoorde by die Here te soek? Of kan ons alles intik, vingerpunte en ons het dit? Die antwoord is ja, ons het dit. Ons hoef nie meer te gaan soek nie. Jy kan 10 preke luister oor die ding. ChatGPT gee vir jou die antwoord. Jou gunsteling TikToker het al 3 video's gemaak oor 'n onderwerp. So hoekom het jy dink oor dit? Kom ons haal iemand anders aan. Maar ek sê vir julle, dit is nie besig om 'n muur te bou nie. Met jou werpspies en met jou swaard is ons veronderstel om teen daai ding te gaan en te sê, weet julle wat? Al die inligting wat ons van hierdie kant af kry, is nie alles goed en gesond en wil ek in my familie inbou nie. Wil ek in my eie lewe toelaat nie, wil ek in die lewe van die om my toelaat nie. Want weet julle hoe min van dit is geanker in skrif? Weet julle hoe min van dit? Jou gunsteling sielkundige professor, wie ook al dit mag wees, is hy of sy 'n Christen? Is hy of sy geanker in die woord? En ek sê nie daar's nie iets wat ons daaruit kan vat nie. Ek sê net hoe baie van dit gaan werklik jou help om die Here se naam te verheerlik. Is die evangelie die ding wat ons vrymaak, ons opbou, ons stig? Dink ek aan die Here in my huwelik, hoe ek die mense om my hanteer? Dink ek aan die groot en gedigte God? Dink ek aan die groot en gedigte God in die werksplek? Want ons is besig om sy naam op te bou. Ons is besig om 'n muur te bou. En die aanvalle is baie. Ek dink nie ons hoef te redeneer oor is daar aanvalle nie. Wie van julle is al vyandig in jou werksplek teëgekom? Moet ons hande opsteek? Ons hoef nie. Want dit is almal van ons. Wie van julle het al video's gesien? Ek het in die week 'n video gesien oor 'n ou wat 'n boek geskryf het oor hoekom Christendom absolute gemors is. En hy het gesê al die beginsels in die boek is nie een van die beginsels wat Christene toepas nie. Nou ek wil sê hy het nie 'n idee waarvan hy praat nie, want hy praat uit 'n Ou Testamentiese konteks en hy het nie 'n idee om dit te interpreteer nie. Maar dis 'n aanval op Christendom. En ek lees deur van die comments. Dis op 'n YouTube video gewees. En die comments is die plek wat my laat besef het. Mense sê, ja, ek het in die kerk groot geword, maar godsdiens is oudtyds. Dis oudtyds. Daar's nuwer, beter maniere van dink in die lewe benader. En ek wil vir julle sê daar is nie. Daar's een manier om oor die lewe te dink en die lewe te benader. En dis hoe God dink oor die lewe en hoe hy wil hê ons moet dit benader. Daar's 'n skrif in 1 Johannes, ek dink nou daaraan. Ons praat oor heiligheid. Ons praat oor God wat vir ons sondes gesterf het. Ons praat oor hoe onskuldig en heilig ons nou in hom is. Maar as 'n skrif in 1 Johannes wat sê, om sy naam ontwil, het hy ons sondes vergewe. Om sy naam ontwil. Jy sien, ons sondes is nie vergewe, dat ons kan staan en sê, ek is mooi, wow, pragtig, blink en nuut nie. Sy sondes is vir ons sondes is ons vergewe, dat jy die een wat jou sondes vergewe het, die een wat vir jou die prys betaal het, dat jy kan uitgaan en sy naam kan gaan verheerlik. En dis 'n geveg. Dis 'n geveg. Want ek wil vir julle nou sê, die oomblik as jy gaan begin bou, en die van julle wat klaar bou weet, die oomblik as jy begin bou, wat gebeur aan die ander kant? Die aanvalle kom in. Maar Nehemia sê vir ons een ding, onthou altyd vir wie jy bou, vir wie en wat jy bou, en vir wie en wat jy veg. Nou dit klink na 'n baie depressing woord, dit klink na 'n baie doom and gloom woord, maar daar's niks doom en gloom met die Here nie. Want die Here het klaar alles oorwin. Jesus staan reeds as oorwinnaar. Jesaja 46, ek dink is Jesaja 46 vers 10 sê, die Here het die einde van die begin af bepaal. Wat dit eintlik sê is, die storie is van agteraf vorentoe geskryf. Nou ons weet hoe lyk die einde. 'n Wêreld waarin geregtigheid woon, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, vrede soos wat ons nog nooit geken het nie, liefde soos wat ons nog nooit geken het nie, 'n eenheid soos wat ons nog nooit geken het nie. Maar voor ons daar kom, in hierdie tydperk, moet ek en jy besef, ons het 'n verantwoordelikheid
Jy is 'n naamdraer van die lewende God. Ons is besig om sy naam op te bou in ons alledaagse lewens. En ek wil vir julle sê die aanvalle gaan kom, maar ek wil vir julle sê julle is toegerus. Tel jou swaard op, tel jou swaard op, tel jou swaard op. Lees self die swaard. Moenie Google wat die swaard sê nie, dan gaan jy niks help nie. Jy hoef nie die Bybel teksverwysing vir teksverwysing te ken nie, maar daar's een plek waar die Bybel werklik moet wees, en dis in ons harte. En as jy ietsie verstaan nie, dink daaroor. En as jy iets nie verstaan nie, gaan bespreek dit dalk met iemand anders. Vra 'n vraag, begin 'n gesprek. Ek weet Google is maklik, ek weet AI is maklik, ek weet YouTube is maklik. Maar dit was nie vir Nehemia maklik toe hy 'n muur gebou het nie. Ons wil alles maklik hê. Ons wil geen teenkanting hê nie. Ek wil die Here verheerlik met geen teenkanting. Behalwe vir die aanvalle van buite, glo my jou eie vlees sal jou aanval. Want ons vlees is vyandig teen God. Hy gee vir ons 'n nuwe natuur, 'n nuwe gees. Dis wat hy doen. Maar die gees is onmiddellik in teenstryd met die vlees. Onmiddellik. En ons lewe in 'n wêreld waar ons nie geleer is om vir ons vlees te sê nee. Nee. Ek het 'n drang, ek het 'n begeerte, ek het iets wat ek wil doen, ek het iets wat ek wil hê. Nee. Wat doen ons eintlik? Selfbevrediging. Dis maklik, dis lekker. Dis hoekom ons nie vas nie. Dis hoekom ons nie bid nie. Wie vas en bid op 'n gereelde basis? Ek wil niemand laat skuldig voel nie. En ek wil nie eens onder werke verval nie. Nie my hart met hierdie ding nie. Dis nie wat ek wil sê nie. Ek vra dit, hoekom? Want dis aanduidend van waar ons sit. Dis aanduidend van waar ons sit. Wie van ons deel die evangelie met 'n ander op 'n gereelde basis? Wie van ons bid vir iemand anders op 'n gereelde basis? In jou gebede. Wie van julle bid vir 'n mede-Christen? Wie van julle bid vir 'n ongelowige? Wie van ons doen hierdie goed? En dan vra ek myself, wat se God verteenwoordig ons? Want as ek hierdie boek lees, dan sien ek dis wat ons moet doen. Dan sien ek dis die missie. Die Here het vir ons alles gegee wat ons nodig het. Julle kan vir my sê julle weet nie genoeg nie. Kom ek lees vir julle 1 Johannes 2. Hoor gou wat sê 1 Johannes 2 vers 20. En julle het die salwing van die Heilige en weet alles. Ek het nie aan julle geskrywe omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken en omdat geen leuen uit die waarheid is nie. Wie is die leenaar behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die anti-Christus wat die Vader en die Seun loon. Elkeen wat die Seun loon, het ook die Vader nie. Wat julle dan van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. As dit in julle bly wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dit is die belofte wat hy ons beloof het, naamlik die ewige lewe. Dit het ek aan julle geskrywe met betrekking tot die wat julle mislei. Die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie. Maar soos dieselfde salwing julle aangaande is alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie. En soos die by julle geleer het, so moet julle in hom bly. Johannes skryf hierdie woorde in die midde van 'n massiewe aanval op waarheid aan 'n Christelike kerk. Hy skryf dit na die Gnostics die kerk aangeval het. En die Gnostics het geglo in hierdie spesifieke, kom ons noem dit secret knowledge. Jy sal gered word as jy die secret knowledge obtain. Nie die kennis van Jesus Christus nie, maar as jy die kennis sal bereik, as jy die kennis sal ontvang wat ons het. Dit is hierdie nuwe openbaring. En hy skryf en hy sê vir julle die Heilige Gees, die salwing van God, die salwing van waarheid in julle lewe, sal julle in waarheid lei. Laat hom net toe. Laat hom net toe. Laat hom toe om julle in waarheid te lei. Laat hom toe om julle toe te rus. Laat die Here toe om vir jou werfspies en jou boog te gee. En besef, dis nie verkeerd om van mense te verskil nie. Ek dink ons is bang om van mense te verskil in die lewe. Hoekom? Want dis onchristelik. Wie van julle het al van die term gehoor, gentle Jesus, meek and mild? Wie van julle het al van die term gehoor? Gentle Jesus, meek and mild. Hy kan nie eers 'n muggie seermaak nie. Dis dieselfde Jesus wat in die oë van die Fariseërs opgestaan het, telle male. Dan lees dit self. Selfde Jesus wat vir Herodes 'n jakkals genoem het. Selfde Jesus wat nie vir Johannes die Doper gesê het hy moet stil bly toe hy vir die Fariseërs 'n adder geslag noem nie. Hoekom? Want hulle het opgestaan vir waarheid. Wat Jesus gedoen het op aarde, hy het 'n muur gebou. Hy het 'n muur gebou wat die naam van sy God verheerlik het in sy geslag.
En Jesus was gewapen gewees. Jesus het nie omgerol nie. Jesus het 'n opinie gehad. Jesus het die waarheid gehad. En hy het dit vrylik gedeel. Nou asseblief, moet nou nie na Spar toe storm en elke liewe een wat jy dink jy in die hande kan kry, iets in sy keelgat probeer afdruk nie. Maar bou die muur, en ek sê vir julle dat die teenstand sal kom. Jy sal genoeg fights hê om te fight. As jy die Here se prentjie begin sien, sal iets in jou begin brand om te sê, Here, maar ek moet iets omtrent hierdie ding doen. Wat kan ek doen? Wat kan ek sê? Kan ek iets deel? Paulus in sy tyd het al gesê die kruis van Jesus is offensive. Ek hou van die Engelse woord. Is offensive. Die boodskap wat ons het is offensive. Hoekom is dit offensive? Want die boodskap wat ons het gaan teen wat jou vlees wil hê. Maar dit gaan oor wat jou siel en jou gees na verlang. En dit is Jesus Christus. Ons gaan teenkanting kry. Dis reg. Ons moet ons eintlik verbly daarin. Ek lees die vroeë kerk, ek lees Handelinge, ek sien Johannes en Petrus gaan weg en hulle verbly hulle self. Waaroor verbly hulle self? Dat hulle waardig geag is om vir hom te ly. Hoor gou daai woorde. Ons is waardig geag om vir Jesus Christus te ly. Waardig geag. Ek weet dit is 'n verskriklike woord, ek weet dit klink verskriklik hard. Ek weet. Maar ek wil vir julle een ding sê, die wêreld is nie op 'n plek waar dit jou saggies gaan hanteer nie. Dit is nie. En wat ons doen ons met wat? 1 Petrus 3:15 waarom Egbert laasweek gepraat het. Ons doen dit met sagmoedigheid en respek teenoor almal. Ons doen dit. Ons doen dit in liefde. Maar jy mag die waarheid praat in liefde. Genade het deur Jesus Christus gekom. Sê Johannes 1:16. Maar wat het nog saam met Jesus Christus gekom? Waarheid. Genade en waarheid is dieselfde persoon. Hulle loop hand aan hand. Hulle loop hand aan hand. So die muur waar ek eintlik die grootste wil praat vanoggend, en alles wat ek sê, is ons almal het 'n familie. As jy enkel lopend is vanoggend nog, jy gaan nog 'n familie kry. Ek hoop jy het 'n begeerte in jou hart om 'n familie te kry en kinders te kry. Want ons kyk ook na die wêreld en sê die wêreld gaan na niks. Hoekom sal ek trou en kinders kry? Wat se toekoms is daar vir hulle? Dink aan die groot en gedigte God en bou jou muur. Bou jou familie sterk. Ek het eendag 'n ouer praat en hy het gesê hy dink die enigste ding wat Suid-Afrika kan red is sterk huwelike. En ek het gedink, sterk huwelik. Ek was ongetroud op daai stadium, baie jonk. En ek het gedink 'n sterk huwelik. Wat gaan 'n sterk huwelik doen? En hy het die volgende gesê, hy het gesê sterk huwelike sal die beste uitdraer wees van Jesus Christus se naam in hierdie generasie. Kom alles terug na verhouding toe. Kom alles terug na verhouding met die groot en gedigte God. Hy brand in ons hart en wat ons doen wil ons doen tot sy naam. Wat ons doen wil ons doen tot sy naam. Want ek wil sy naam verheerlik. Ek wil sy naam verheerlik. Hy is die enigste lewende God. Die enigste een. Laat dit by jou insink. Die enigste lewende God. Daar's geen ander God buiten hom nie. Daar sal nooit wees nie. Die skrif sê, buiten my is daar geen ander nie. Geen ander nie. Ek is die eerste en die laaste. Die enigste God. Ons het die waarheid van die evangelie. Die enigste naam, die enigste waarheid onder die son wat kan red. Kom ons gaan bou 'n muur wat hom verheerlik. En ek wil hierdie vraag by julle los. Wat jy in jou familie doen, bou dit sy naam. Bou dit sy naam. As jy nog ongetroud is, vra jouself nog steeds die vraag, wat ek hier doen? Bou ek my muur? Bou ek my muur? Bou ek my muur? Maak ek die Here se naam groot? Staan ek die aanvalle te of laat ek hulle my net oorweldig? Staan hulle te. En weet julle wat julle gesien? Nehemia het tot die Here gebid om te red en te beskerm en te verdedig. Maar wat het hy in dieselfde asem gedoen? Lelani, hier is vir jou 'n spies, Suzette, hier is vir jou 'n swaard. Julle het dit gesien. God sal vir julle stry, maar hier is vir jou 'n spies en 'n swaard ook. Ons is op 'n plek waar gebed